Asai Roan, welkom terug. Yes. Ons is by hierdie reeks heeltemal nuut. Ja. Verlede week begin gepraat oor die 3 maniere. Die eerste manier is die tollenaars en die sondaars. Die wêreld. Wetteloos. Nee? Wetteloos. Aan die ander kant, heeltemal aan die ander kant van die spektrum, kry jy die fariseërs en die sadduseërs en hulle is die godsdienstige mense. En dan die evangelie, en dit het ons alles gesien in Lukas 15, die verlore seun en hoe hierdie 3 groepe uitgebeeld word. Ja. Ek dink die beelde waarmee ek ongelooflik kan assosieer as ek dink aan die Here, dan dink ek aan 'n herder en 'n skaap en die verhouding wat daai herder met die skaap het. Ja. Ek dink aan 'n pa en 'n seun soos wat ons verlede week gesien het, die wingerdstok en die loot wat uit hierdie wingerdstok uitgroei. Ja, wat lewe gee aan Daai verhouding, ons het verlede week ook geëindig met daai verhouding. My vraag is net, ek wonder hoe kom die uitnodiging na ons toe, né? Wat is die uitnodiging? Hoe beweeg ek nou van 'n godsdienstige na die evangelie? Ja, verseker. Na ongelowige na die evangelie. Hoe lyk dit? Want jy het laasweek gesê die uitnodiging as ons mense nooi in ons Christelike geloof in, dan nooi ons nie mense om fariseërs te word nie. Nee, ons nooi hulle na die evangelie toe. En dis 'n groot kopskuif wat jy my mee gehelp het laasweek. Ja, kom ons vat bietjie Matteus se verhaal waar Jesus vir Matteus, dis nou 'n weird storie want Matteus skryf oor Matteus in Matteus 9. So hy skryf oor homself daar. Ek dink hy het so skaam gekry oor sy verlede. Hy was 'n sondaar, 'n tollenaar en ek dink hy het so skaam gekry daaroor dat hy wou maak of dit nie regtig hy is wat hy skryf nie. Maar hy sê terwyl Jesus daarvan af verder gaan het hy by 'n man met die naam Matteus by 'n tolhuis sien sit. Nou tollenaar, ons kan baie sê oor wat tollenaars was. Hulle was die skuim van die aarde, hulle was die syndikaat gewees, hulle is die ouens wat ek altyd sê is in vandag se terme is hy die ou wat dwelms verkoop aan die kinders by die parkie. So dit is Matteus. En hy's 'n Jood? En hy's 'n Jood ook, so sy eie mense wil niks van hom weet nie. So Jesus is besig om disippels te kies, disipel, rabbi, disippels uitnodiging. So dis die konsepte wat ons hiermee werk. En dan gee Jesus vir hom, hy sê, die man met die naam met die tolhuis en vir hom gesê, volg my. Paul, as 'n rabbi vir iemand sê, onthou baie ons het gewag om te sê, Jesus, kies my. So toe kies hy iemand, wat niemand gedink het hy gaan hom kies nie. Dink jy die Here het 'n goeie tesourier nodig gehad? Hierdie ou met sy kom behartig jy, want sy potlood is mos skerp daai ou. Werk jy finansies? Hy het dalk 'n paar rand nodig gehad. So, jy weet, dis 'n absolute uitnodiging, dis 'n formele uitnodiging. Van nou af assosieer ek met jou en jy assosieer met my. Vandat ek en jy kollegas is in saamwerk, assosieer ek met jou. Mense loop my raak in die straat, praat Paul en sê, "O, jy's van Paul." Regtig, maar hulle sê dit seker 'n bietjie meer met hulle sê dit met vriendelikheid en goeie intensies. Maar dit het nie goed gegaan vir Jesus nie, want dis van daar wat hy sy bynaam gekry, die vriend van die tollenaars, sondaars, prostituie, hy's 'n wynsuiper. Ja, al die goed, nee. So hy het opgestaan en hom gevolg. So hier volg hom, nie net gou gaan chips koop nie net gou gaan kom ons gaan drink 'n koffie nie. Het jy Chosen gekyk? Ja. Chosen, ek meen hy nooi hom en dan sê hy pak op ouens, ons gaan na 'n ander dorp toe. Dis jou hele lewe. Jou hele lewe. Hy maak daai tolhekkie van hom huisie van hom toe, nê? Hy sluit hom daar en hy vat sy goed en hy wy. So as die uitnodiging na jou toe kom, is die antwoord nee. Nee. Okay, ons gaan 'n bietjie verder. Jesus het toe by sy huis gaan eet, by Matteus se huis gaan eet. En baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en die disippels daar geëet. Ons dink dit is 'n heilige oomblik, dit was nie. Nee. Die disippels wou nie so intoe gaan nie, want Petrus dink by homself, wat gaan my pa sê as ek hier in hierdie huis ingaan? Die rook trek by die vensters uit. Die parkie dwelms, alles lê op die tafel. Okay, laat ons nou nie daar gaan nie, Paul. Ek het nog 'n paar prentjies wat by my opkom, maar toe die fariseërs dit sien, so hier kom die polisie, godsdienstiges, die ou boet. Die ou boet van verlede week se storie. Met hulle wette, hulle reëls en hulle blou ligte. Waarom eet jou leermeester? Vra vir die disippels. Party wou seker nie ingaan nie, want hy vra kry toe van hulle daar buite op die sypaadjie. Waarom eet jou leermeester saam met die tollenaars en die sondaars? Wat ek wonder of dit nie 'n vraag in my eie hart sou gewees het nie. Ja. Luister, ek het vandag by Spur gery en ek het gesien een van ons lidmate hang uit saam met hierdie ou. Ja. Ek weet nie, wat gaan aan? Het die ou teruggeval? Wat gaan aan met hom? So dit is presies assosiasie voel ons is belangrik. Assosiasie en vir Jesus was hy so gemaklik. Hy het nie ge-worry dat die godsdienstige mense
hom skeef aankyk Hom oordeel as hy geassosieer word met hierdie Hy ouens. weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen want hy het 'n roeping Ja. en hy het iets kom doen die derde manier. Ja, evangelie manier. Yes. En Jesus het dit gehoor. Hy hoor seker nou maar hier met so een oor en hy sê die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Hy was ook nie bang om vir Matteus in die oë te kyk. Te sê jy Voor is Matteus te sê jy en jou chomme het 'n dokter nodig. Ja. Ek dink Matteus hulle het nie offens gevat nie. Ek dink hulle het gedink ons het. Ek wonder hoe die fariseërs gevoel oor die label gesond. En of hulle self nie weer, jy weet, op die skouer geklop het en gesê het Ons is gesond. ons is nie gesondes nie. Ja. Ja. En dis wat hulle gedink het en Jesus het so 'n bietjie van 'n beeldspraak hier want Jesus weet die fariseërs het ook God 'n dokter nodig. nodig. Ja, Dit hulle het is- ook die evangelie Hulle het nodig. ook die evangelie nodig. Ons sien dit later en ons kom al by Nikodemus, nê. Ja. Ons weet Paulus was 'n fariseer, 'n wetkenner gewees. En hy het ook die Here nodig gehad. Hy moes ook tot bekering. Maar hoe moeilik is dit om dit in die spieël te sien? Presies. Ek meen as jy nou vir 'n kerkmens moet vra wat nou elke nou en dan kerk toe gaan en sy Bybel lees en bid en wat ook al, vir hom sê maar jy's eintlik vanuit 'n godsdienstige oriëntasie. Jy weet dit vat bietjie introspeksie, nê? Verseker, ek dink jy kan dit maklik raak sien nie want die fariseërs kon dit nie lekker raak sien nie en die ou boet by die pa laasweek, hy kon nie dit raak sien nie. Hy was absoluut verblind. Maar hy was verblind in sy tyd in die huis en sy dade en sy werke wat hy verrig het om en buite die plaas en wat ook al. En dan sê Jesus vir hulle hierdie, hy sluit af, hy sê gaan leer wat dit beteken. Dink jy kan vir 'n wetgeleerde sê gaan leer wat dit beteken? Dit is amper asof Jesus sarkasties is. Ja. Sê ek verwag barmhartigheid, nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep en nie praat hy oor sy roeping. Ons nou gesê hy was so selfverseker in homself, roeping. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar die wat maar sondaars. So daar's 'n verskil, Paul. Die uitnodiging is al groot verskil. Die uitnodiging van die fariseërs en die kerk moet baie keer pas op dat dit nie ons uitnodiging is nie. Die fariseërs se uitnodiging is jy moet eers verander, dan kan jy volg. Of soos kom ek sê die boere manier is, ruk jouself eers reg ou maat. Trap dood die sigaret daar buite, dan kan jy inkom in die kerk in. Ja. Los eers jou goed daar. Ons sou dink hy sê dit vir Matteus ook. Luister, kan jy net sê volg hom nie? Kan hy nie, hy moet eers ophou geld steel. Jy het nou 'n gejoke daaroor. Ek weet nie wat se ander slegte gewoontes het hy gehad nie. Maar ek dink, weet jy wat die lekker ding vir my is, hy nooi jou nie eers in 'n kerk in nie. Ja. Hy sê nie gaan trappie, jy weet, stompie nou eers dood en dan kom jy in die kerk in nie. Hy sê kom na my toe. Kom na my toe. Volg my. Dis vir my so amazing om te dink dat die Here, as ek nou dink aan ons teks wat die Here met ons oor gepraat het in ons gemeente. Johannes 15 vers 1 tot 5. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. Jy kry nie 'n meer, ek wil amper sê intense teks wat vir jou sê jy groei uit my uit. Jy is eers binne in my, jy volg my, jy hoef nie dis vir my so lekker om te hoor dat ek hoef nie eers 'n klomp goeters reg te doen voordat ek hom moet volg nie. Hy sê volg my net. En hierdie goeters, hierdie vrug kom natuurlik uit jou uit. Dan sal jy verander. Nou dit los ons met 'n penarie want ons moet nog praat oor die wet, nê. Hoe speel hierdie klomp reëls dan nou? Wat 'n rol gaan dit speel verder? Het dit nog 'n rol? En ek weet jy het die groot antwoord vir dit vir volgende week. So volgende week het Paul iemand anders wat hier by hom sit. En dan gesels ons oor hierdie, so jy wil dit nie mis nie. Daar's 'n groot konflik binne ons. 'n wetsgeleerde sal volgende week met ons kom praat. So ja, jy kan dit nie mis nie. Ek dink ons almal het vra Paul oor ons het vra oor wat se rol moet dit nog speel in ons lewe. So ek sien uit na dit. Sien jou volgende week.